Vader in die hemel, so baie dankie dat ons vanoggend hier kan wees. Vader, U weet dat hierdie week sy uitdagings gehad het, maar Vader, dat U dit vir ons sal seën terwyl ons hier sit, dat U ons harte sal oopmaak en dat ons reg is om U boodskap te ontvang. Dankie vir die wonderlike liefde en die groot genade. En dankie dat U elke dag saam met ons is. Ons bid en vra dit in die naam van alleen. Amen. Ek en my sussie het so 'n paar jaar terug begin om, hulle noem dit in Afrikaans 'n visiebord, maar ek like meer die Engels vision borde, te begin vir elke jaar. En so, die van julle wat nie weet wat 'n vision board is nie, so 'n bietjie meer inligting. So op die bord sit jy verskillende doelwitte. So die eerste doelwit is natuurlik persoonlik. Dit is byvoorbeeld, ek gaan meer tyd saam met my kinders spandeer, ek gaan self iets bereik vir myself. So dis iets wat ek wil doen. Dan kry jy professionele doelwitte. Dit is wat ek in die werk wil bereik. So ek besluit ek gaan myself verbeter om meer geld te verdien. Ons kom maar daarby uit. En dan kry jy ook natuurlik jou affirmations. Ek het nie die Afrikaanse woord gebruik nie, want ek hou nie daarvan nie. So dit is kwotasies wat jou inspireer. Dit is iets positiefs en sommer net iets vir jouself. En dan die laaste een is woorde. Nou woorde, dit is nie sommer enige woorde nie. Dit is iets wat aanklank vind in dit wie jy wil word. So in November 2024 besluit ek gaan weer 'n vision board doen vir 2025. 2023 het ek laas ene gedoen en die woordjie vir die jaar was groei, maar ek het 2024 nie 'n bord gedoen nie. Ek dink dit sou 'n baie swart bord gewees het en ek het toe nou maar besluit om dit te los. So groei het sommer maar deurgegaan vir 2024. Want ek dink in jou moeilike tye is wanneer jy die meeste groei, nie altyd in die maklike tye nie. So die 11de Desember, so ek begin toe nou bid, ekskuus dat ek hier daar kom. Ek begin toe bid vir my woord vir 2025. En ek bid so by myself en ek sê, Here, gee vir my die woord wat U vir my wil hê vir 2025. Ek het 'n woord nodig. En die 11de Desember kom die woord joy by my op. Nie vreugde nie, mense, joy. En ek gaan en ek rol die woordjie rond in my gedagtes, ek vertel nog steeds vir niemand nie. En ek bid, dat die Here vir my net, ek gaan amper sê net bevestig dat dit die woord is. En so die volgende dag, van ergens af wat, ek praat nie eers, dis nie iemand wat ek mee praat nie, stuur hulle vir my Johannes 15 vers 11. En ek lees hom vir julle in Engels. I have told you this, so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. Wow. So bevestig die Here, sonder dat ek met iemand praat, hoekom daai woordjie vir my bedoel is. Sy vreugde gaan volkome word in my. So ek loop met hierdie woordjie in my gedagtes rond. Ek gaan hom nie neerskryf nie, want dan beteken dit besigheid. En ek is nog nie reg daarvoor nie. Nou vir die van julle wat nie weet nie, die 3de maandag van Januarie was my eerste 1 jaar onkologie afspraak en ek wou nie joy neerskryf nie, want dan moet ek, wat die onkoloog vir my sê, moet ek met vreugde hanteer. So dis 'n bietjie makliker gesê as gedaan. Maar so sit ek die week voor die kinders terug gaan skool toe, en ek besluit, kom wat wil, dit is my woord. En ek maak toe my woord, en ek skryf hom neer, en ek skryf my Bybelversie neer, want ek moet my vreugde in Jesus vind, maak nie saak van my omstandighede nie. So, voor ons my storie verder vertel, kom ons gesels eers 'n bietjie oor joy. Nou dit moet altyd in hoofletters wees, met 'n uitroepteken. So, dit is 'n woord wat alles saamvat in slegs 3 letters. So wanneer ons na die Bybel kyk, sien ons vreugde is 'n blywende toestand van tevredenheid uit 'n verhouding met God. Nou kan jy terugdink aan 'n oomblik wat jy absolute vreugde ervaar het. Vreugde wat gevoelens van volledige tevredenheid en bevrediging geïnspireer het. Waarskynlik het die situasie wat by jou opgekom het, gesentreer op 'n gelukkige oomblik in jou lewe. Soos vreugde oor die geboorte van 'n kind, die ontvangs van bevordering by die werk, of selfs die bywoning van 'n konsert. Hierdie tipe vreugde is natuurlike reaksie op goeie dinge. Hierdie vreugde is as gevolg van omstandighede. Maar, het julle besef, die Bybel praat eintlik van 2 tipes vreugde. Vreugde as gevolg van omstandighede en vreugde ten spyte van my omstandighede.
Dit is omdat vreugde nie altyd van emosies en omstandighede afhanklik is nie. Interne vreugde is geestelik gedryf. Nou vreugde ten spyte van ons omstandighede is vreugde wat nie logies sin maak nie. Dit is nie verbind aan die wêreld wat om ons gebeur nie. Dit is ook nie 'n valse vreugde, waar ons voorgee dat alles in orde is nie, selfs wanneer dit nie die geval is nie. Dit is 'n Godgegewe vreugde, wat vir almal beskikbaar is. Dit is 'n onuitputbare vreugde, 'n vreugde wat nie gesteel kan word, ten spyte van enige omstandighede waardeur ons loop nie. Vreugde is ook een van die belangrikste temas in die Bybel. Van die begin af was God se plan vir die mensdom om ons vreugde en vrede te bring. Deur die Bybel heen sien ons verhale van vreugde in reaksie op God se seëninge en die viering van sy beloftes. In die Ou Testament het die Israeliete bly gesing van vreugde en hulle het vreugde gevier toe hulle uit Egipte ontsnap het en na die beloofde land getrek het. In die Nuwe Testament bring Jesus vreugde aan die wat hom volg en moedig ander aan om dieselfde te doen. Die apostel Paulus praat ook van vreugde in sy briewe en moedig gelowiges aan om selfs in moeilike omstandighede bly te wees. Die Bybel leer ons dat vreugde 'n geskenk van God is en dat dit iets is wat gevier moet word en met ander gedeel. Nou vreugde is gewortel in wie God is en is nie 'n vlugtig of gebaseer op omstandighede nie. Die wêreldse besittings, prestasies en selfs die mense in ons lewe is seëninge wat ons gelukkig maak en vreugde aanwakker. Die Bybel leer egter dat die bron van alle vreugde Jesus is. God se plan is van die begin af, die woord wat vlees geword het, wat onder ons kom woon het, hy is rotsvas, wat ons toelaat om moeilike situasies te navigeer, sonder geluk, terwyl ons vreugde ervaar. As ons kyk na Bybelversies oor vreugde, wil ek so 'n paar met julle deel. En een van die bekendstes, wat ek hoop julle almal kan memoriseer of gememoriseer het, is Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Johannes 16 vers 24. Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Die volgende een is vir my baie na in die hart, en hy is geskryf in die tronk, maar tog staan die boek bekend as die gelukkigste boek in die Bybel. Is 'n goeie voorbeeld van vrede ten spyte van my omstandighede. Filippense 4 vers 4 tot 7. Verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Jakobus 1 vers 2. Ag dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val. Romeine 15 vers 13. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. In die Amplified Bible lees dit as volg: May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, through the experience of your faith, that by the power of the Holy Spirit you will abound in hope and overflow with confidence in His promises. Nou ek het vir julle 5 versies gelees van vreugde, maar ek wil julle elkeen aanmoedig, gaan soek nog. Ek het gelees, daar is al 167 versies oor vreugde in die Bybel. Dit gaan jou help en dit gaan herbevestig dat ons hoop kan vind in God in die moeilike en die donker tye. Toe gaan soek ek by Ellen White, wat skryf sy oor vreugde. Nou ek het gevind in Skrede na Christus, en in hoofstuk 9 begin dit met: God is die bron van lewe, die lig en die vreugde van die heelal. Soos ligstrale uit die son, soos water uit 'n lewende fontein ontspring, so stroom seëninge van hom na al sy skepsels. En waar die lewe van God in die harte van mense is, sal dit ook in liefde en seën
na ander oorgedra word. Nou die laaste hoofstuk van Skrede na Christus is getitel Vreugde in die Here, en ek lees vir julle 'n paragraaf daar. Maar selfs in hierdie lewe kan Christene die vreugde van gemeenskap met Christus smaak. Hulle kan die lig van sy liefde hê en die vertroosting van sy teenwoordigheid geniet. Elke tree op die lewensweg kan ons nader aan Jesus bring, ons meer van sy liefde laat ondervind en ons steeds nader bring aan die salige tuiste van vrede. Laat ons dus nie ons vrymoedigheid prysgee nie, maar laat ons meer op hom vertrou as ooit tevore. Tot hiertoe het die Here ons gehelp, en hy sal bystaan tot die einde toe. Laat ons na die tekens langs die pad kyk, wat ons herinner aan wat die Here gedoen het om ons te vertroos en te verlos uit die hand van verwoesting. Laat ons gedurig dink aan die seëninge wat aan ons geskenk is, die trane wat hy afdroog, die pyn wat hy verlig, die kwellings wat hy weggeneem het, die sorge wat hy verwyder het, die behoeftes waarin hy voorsien het, al die seëninge wat hy gegee het, en laat ons onsself sodoende sterk vir alles wat op die lewenspad voorlê. So terug na my storie. Ek skryf my woordjie joy neer. En so stap ek die 3de maandag in vir my toetse. En ek kan vir julle sê, dit is ongemaklik en is seer. En is nie regtig lekker nie, en die vrees in jou gaan nie weg nie. En ek gaan sit en Wimpie was daar gewees en ek het hom gaan optel, want ek kon dit nie alleen face om die dokter te gaan sien nie. En sy sit voor my en sy sê vir my, jy is kankervry. Ja, dit was wel. Ek kan nie vir julle beskryf die hoeveelheid dankbaarheid wat deur 'n mens gaan nie. So ek wil vandag vir elkeen van julle my woordjie van 2025 gee. Gaan skryf joy neer. Gaan kry jou eie Bybelversie. En leef 2025 ten spyte van enige probleme. Is die Here daar? Dankie. Kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie dat ons hierdie Sabbatdag hier by mekaar kan wees. Dankie Here dat ons die voorreg het om nog saam te kan aanbid, Here. En ek wil U vra, Here, dat ons elkeen hierdie Sabbatdag geseën sal ontvang en dat ons hierdie Sabbatdag sal geniet. Here, gaan asseblief met hom Dudley wat nou gaan lesstudie en voor in die kerk aanbied, Here, sal U hom ook asseblief die woorde gee wat U wil hê hy moet spreek, en ook met elke klasie, Here, wat is, sal U by hulle ook wees met elke aanbieder, Here. Baie dankie, Vader, dat U ons so onvoorwaardelik liefhet. Dankie, Here, dat U vir ons sorg, en dankie dat U altyd daar is vir ons. Amen.